Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Hierdie is episode 61 in ons reeks oor jou identiteit in Christus en ons gesels oor ons identiteit as seuns van God. Hierdie is seker een van die belangrikste kopskuive wat ons ooit moet maak as wedergebore kinders van God. En ek sê kopskuif want in jou gees is dit reeds 'n werklikheid. Jou wedergebore gees is reeds een met God se gees. 1 Korintiërs 6 vers 17. Jy's 'n nuwe skepsel, 'n nuwe spesie, 2 Korintiërs 5 vers 17. En hierdie nuwe skepsel is 'n seun van God. Jy was by jou natuurlike geboorte gebore onder Adam, onder sonde en korrupsie. Maar met jou wedergebore is jy gebore in Jesus, in sy geregtigheid en heiligheid. Romeine 5 sê ons ou mens, die mens wat ons was onder Adam, is saam met Jesus gekruisig en saam met Jesus begrawe. Maar ons is ook saam met Jesus opgewek. Jou nuwe wedergebore gees lyk soos die opgewekte Jesus. Sjoe. 1 Johannes 4 vers 17 sê, want soos hy is, en dan praat Johannes van Jesus, soos ons ook in hierdie wêreld. Al hierdie werk in my en jou gees is afgehandel. God het dit reeds uit genade gedoen en is 'n geskenk. Ons het dit ontvang toe ons die onverganklike saad, die woord gehoor het en die woord geglo het. Jy kan niks van hierdie verdien nie, anders is dit nie meer genade nie. As jy begin om daarvoor te probeer werk, is dit uit jouself en nie meer uit die saad nie. En dan kan daai saad geen vrug in jou lewe dra nie. Al die beloftes kan net geglo en ontvang word as 'n saad. Dis nou vir my en jou om dit net eenvoudig te glo en ons gedagtes daarvolgens te begin vernuwe. Ons moet so begin dink, anders gaan dit nooit 'n realiteit in ons elke dag lewe word nie. Onthou jy Efesiërs 4 vers 23 en 24 wat ons in vroeëre episodes behandel het? Wat sê ons moet vernuwe word in die gees van ons gemoed. Met ander woorde, ons moet ons gedagtes vernuwe tot hierdie werklikheid. En dan sê hy in vers 24, en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Ons moet ons in ons gedagtes en die manier wat ons dink, moet ons dit vir onsself aantrek dat ons na God geskape is. Man, hierdie is groot. Die werk is reeds gedoen. Jy's reeds na God geskape. Jou gees lyk reeds soos die van Jesus met ware geregtigheid, met sy geregtigheid en heiligheid. Dis reeds wie jy is. Ek en jy moet dit nou begin aantrek. En is uiteraard nie klere wat ons fisies moet aantrek nie. Hy sê ons moet in ons gedagtes so begin dink. Dis hoe jy hierdie nuwe werklikheid aantrek. Jy begin dit glo en jy begin so dink. Ons moet onsself in ons gees so begin sien, want hoe jy dink is hoe jy gaan leef. As jy dink jy's 'n nobody en jy's maar net 'n mens en jy's nou maar 'n mislukking of jy het nou maar nie die krag of die kapasiteit om hierdie of daardie te doen nie, dan sal jy so leef. En jy sal so leef al het jy die gees van God in jou, want dis hoe jy dink. Maar as jy jou gedagtes vernuwe tot hierdie realiteit, dat jy 'n volwaardige seun van God is, as jy daai geskenk sal ontvang en dit aantrek en uitleef, gaan daar 'n hele nuwe wêreld van moontlikhede vir jou oopgaan. Paulus sê in Romeine 12 vers 2 dat dit is die sleutel tot 'n veranderde lewe om jou gedagtes te vernuwe. Vernuwe tot wat? Begin dink in lyn met dit wie jy reeds is. Aanvaar die woord van God as die enigste waarheid en aanvaar wat sy woord van jou sê. Dit gaan nie oor wat jy kan sien of proe of voel nie. Dis jou vlees. Dit gaan eenvoudig net oor wat die woord sê. Want die woord is die enigste spieël tot jou gees. Die woord is die enigste een wat vir jou kan verduidelik wat gaan in jou gees aan. En jou gees is net so groot realiteit as wat jy vandag in die spieël kan sien. Maar hier's waar dinge heeltemal anders vir jou gaan begin lyk as jy begin om die spieël van God se woord te glo. Hier's waar 'n hele nuwe wêreld van moontlikhede vir ons sal oopgaan. Dat wanneer ons die evangelie lees,
dan vereenselwig ons nie meer met Jairus of die vrou by die put of selfs met Petrus voor die kruis nie. Maar as ek besef ek is 'n volwaardige seun van God, wedergebore uit dieselfde onverganklike saad van sy woord, dan is daar net een persoon wat soos ek lyk in die evangelies. En dit is die Seun van God, Jesus. Ek kan by al hierdie ander mense leer, maar daar's net een met wie ek myself kan vergelyk en wie ek kan navolg as my voorbeeld, en dit is Jesus. Want onthou wat Johannes gesê, soos Jesus is, soos ons ook in hierdie wêreld. As ek en jy wil weet hoe ons in hierdie wêreld kan optree, hoe ons kan praat, wat ons kan doen, waartoe ons in staat is, dan moet ons na Jesus kyk. Hy is die enigste seun van God in die evangelies. Ons kan wel ook baie by Paulus en Petrus en al die ander disippels leer na Jesus se opstanding en die uitstorting van die Heilige Gees, want toe was hulle ook wedergebore. Maar selfs hulle het die voorbeeld van Jesus gevolg. Hulle het dooies opgewek en siekes gesond gemaak en vir mense die woord van die koninkryk van God in krag en waarheid gebring, net soos Jesus. In 1 Korintiërs 11 vers 1 sê Paulus selfs, wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is. En die New King James vertaal het vir my so awesome, hy sê, imitate me, just as I also imitate Christ. Boots my na, soos ek Christus naboots. Wow. Hy het vir Christus nageboots. Hy het nie die wet of die boom van die kennis van goed en kwaad nageboots nie, maar Christus. Paulus het 'n seun uit die dood opgewek nadat hy die venster uitgeval het. Hy het 'n bose gees uitgedryf en 'n lam persoon weer laat loop. Selfs net sy doeke en voorskote wat hy aangehaat het mense genees. En hy sê, ek volg eenvoudig vir Jesus. Ek boots eenvoudig vir Jesus na. Ek doen eenvoudig net wat ek hom sien doen het, want dit is wie ek nou is. En dis waarna hierdie stikkende wêreld smag. Volwasse seuns van God. Seuns wat soos hulle Vader lyk. Seuns soos Jesus. Hoe gaan hulle anders die Vader sien? Geliefde disipel, ek wil jou aanhits. Begin om hierdie identiteit aan te trek. Begin hierdie identiteit te glo en begin leef soos 'n volwaardige seun van God. Daar's mense daar buite wat jou nodig het. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u woord en dat u woord ons wys wie ons is. Dankie dat u ons herskep het tot volkome volwaardige seuns van u. Help ons om dit uit te leef. Help ons om ons krag en ons geloof en ons inspirasie en ons dit wat ons wil doen, dit wat ons wil sê, dit wat ons wil wees, om dit by u te kry en vir 'n stikkende wêreld te wees wie u vir hulle wil wees. In Jesus naam. Amen. Geliefde van Jesus, onthou, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.